Goeiedag en dankie weer vandag ingeskakel het by ons oordenkings. Dis Woensdag vandag, so mooi in die middel van die week en baie keer het ek en jy nodig om net so 'n bietjie krag te kry, so 'n bietjie inspirasie te kry om hierdie week deur te sit. Nog 2 dae dan is dit Vrydag, maar meer is dit, binnekort is weer Sondag. Dan gaan ons weer gecharge wees vir die week wat voorlê. Maar kom ons gesels vandag verder aan oor waarmee ons besig is sover in hierdie week. Ons gesels hierdie week oor die werking van die Heilige Gees, met die oog op die Gees van God wat oor ons uitgestort is net na hemelvaart. Nou, daar's 'n versgedeelte in Jesaja 61 wat ek graag saam met julle wil lees, 'n baie bekende gedeelte uit die skrif uit. Jesus self het hierdie woorde herhaal binne in Lukas en kom ons lees dit saam. Jesaja 61 vanaf vers 1 tot 2. Hy sê dit so: Die Gees van die Here, my God, het oor my gekom. Die Here het my gesalf om 'n blye boodskap te bring aan die mense in nood. Hy het my gestuur om die wat moedeloos is op te beer, om vir die gevangenes vrylating aan te kondig, vryheid vir die wat opgesluit is, om aan te kondig dat die tyd gekom het waarop die Here genade betoon, die dag waarop ons God se vyande straf, maar almal wat treur vertroos. As ek en jy hierdie versgedeelte dink, aan hierdie skrif dink, dan dink ek onmiddellik terug aan Jesus self, wat binne die sinagoge in sy tuisdorp staan, die boekrol van Jesaja oopmaak en hierdie woorde lees. En dan waar hy gaan sit, en almal kyk hom stip aan, en almal half so van my, wat bedoel hy? Wat sê hy mee? En dan sê Jesus, en hierdie woorde is vandag voor julle vervul. Jesus gee vir ons 'n geheim, 'n gedeelte van homself, wat sê, ek het opgedaag, ek het gekom juis om hierdie profetiese woord van Jesaja tot vervulling te bring. Wat doen hulle met Jesus? Hulle wil hom uit die dorp uitdryf, hulle wil hom van 'n kraans afgooi, hulle wil hom doodmaak. Oor hy gesê het, hy het gekom om hierdie profesie te vervul. Die mooie hiervan is, die Gees van God wat op Jesus was, het hom volgemaak en gereed gemaak om verandering aan te kondig. In my en jou lewe, wat ek en jy besef is, met hemelvaart wat verby is in laasweek, het Jesus ons gelos met 'n groot opdrag om uit te gaan, aan mense te gaan verkondig, mense disippels te maak, mense die beginsels van volgelinge wees te verduidelik. Mense te help om verandering en vryheid in hulle lewens te kry. Nou ek en jy het nodig om deur die Gees van God gelei te word. Ons het nodig om sensitief te raak deur die stem van die Heilige Gees met ons gesels en met ons praat, om te begin raak te sien, waar is die nood in ons omgewing? Waar is die nood in jou dorp? Waar is die nood in jou vriende? Hierdie hoef nie noodwendig armoede te wees of mense wat nie kos het nie. Ons praat hier van geestelike armoede. Ons praat hier van geestelike nood ook. Ons praat hier van mense wat geestelik nog gevange geneem is. Jesus stuur my en jou uit om uit te gaan en hierdie behoeftes aan te spreek, vir die gevangenes vrylating aan te kondig, die wat verdruk is, op te beer, te bemoedig, by te staan. Jy het nodig dat die Gees van God jou sensitief maak en met jou gesels en met jou praat oor waar daar nood is in jou wêreld, in jou omgewing, tussen die mense waar jy in beweeg. Nou maar hoe weet ek die Here praat met my? So eenvoudig soos luister na jou hart. Luister na jou gedagtes, luister na die fyn prikkeling van die Heilige Gees wat besig is met jou gees. Die Gees van God gaan vir jou net sê, hoor hierso, bid vir hierdie persoon, praat met daai persoon, gee vir daai persoon dalk miskien 'n middagete, gaan dalk miskien raak betrokke iewers by jou kerk, skakel iewers in om 'n behoefte aan te spreek. Kom ek en jy begin sensitief te raak, net soos Jesus, vir die inspraak van die Heilige Gees oor waar daar nood is in ons omgewing. En kom ons maak ons hande bietjie vuil, soos Jesus sy hande vuil gemaak het. Kom ons bid saam. Here, ons wil vandag vir U vra, dat U Heilige Gees ons sal kom wys. Kom wys ons deur ons verhouding met U. Kom wys ons waar daar nood is, waar daar probleme is. Kom wys ons mense wat behoefte het om vrygemaak te word, om vrygelaat te word, Here. Gebruik ons as instrumente, Heilige Gees. Kom praat met ons in ons harte, in ons gedagtes, in ons lewens. Ons maak onsself oop vir U, in Jesus naam. Amen. Al vir jou vra, gaan uit en gaan soek na geleenthede om verandering te bring in mense lewens. Lekker dag vir jou verder, sien jou môre.